Baie welkom. Kom ons gee vir hom 'n lofoffer. Almal wat op Facebook ingeskakel is, baie welkom. Ons weet dat die Here ook met julle afspraak het. Die Here het 'n afspraak met elkeen van ons. Nie net vir môre nie, maar elke môre. Onthou dat hierdie pad wat ons met Jesus loop, hierdie oorwinnende lewe, dit is nie 'n Sondag ding nie, mense, dit is 'n elke dag. Elke môre as jy jou oë oopmaak, jy weet daar's 'n pad om te stap, saam met 'n verlosser, 'n lewende God. Iemand wat jou liefhet bo enigiemand anders. En sy naam is Jesus. Halleluja. Goed, ek wil net gou vir ons die afkondigings afhandel as 'n paar punte. En ek wil begin om net vir elkeen baie dankie te sê, vir elkeen se bydrae. Dit wat jy saai in die werk van die Here. Julle weet nie hoe belangrik dit vir ons is, hoe ons dit waardeer, dat ons almal dit moontlik maak om voort te kan gaan, om hierdie boodskap van die kruis te kan uitdeel, om hier te kan wees en te weet, ons het deur God se genade en voorsiening die huur betaal, ons het die water en ligte, die goede, alles is daar, baie dankie, en dit kom uit ons harte uit, namens die kerkraad, Pastoor Dion van myself af, Jaco, dit is vir ons verskriklik belangrik, om hier te kan wees. Hierdie is 'n lewensroeping, om die waarheid en die evangelie te kan uitdra. En dis met 'n bewoe hart dat ek vir julle sê, alhoewel ons so min is, weet ek dat elkeen van julle se bydrae dit moontlik maak. Mag die Here julle ryklik seën. En julle van dag tot dag dra en aan sy beskerming toevou. Prys die Here daarvoor. Ek wil dan ook net, ons wil Desember, ons het soos die Engelse kan sê, lied gekry, ons wil 'n uitreik hou weer Desember maand, en ons wil baie graag die kosmandjie weer vul. So vir julle, as jy aan die einde van die maand 'n ekstra nie bederfbare blikkie of sakkie rys of wat ook al jy ekstra het, kom sit dit vir ons in die mandjie. Ons wil baie graag uitgaan en iemand daarmee ook bless en 'n voorsiening wees deur die genade van die Here vir mense wat ook minder bevoorreg is. Goed, dan het ons by mistake. Miss Nelly, would you come to the front, please? She had a birthday on the 30th of September. And please come stand next to me. We want to, in the name of the Lord, wish you prosperity, beautiful, blessed year. May the Lord bless you abundantly. Thank you very much. This is your. Ons gaan staan en dan gaan ons met die Anton in die kamera draai, want dan die koekie van Jurgen verjaar die 8ste, so ek gaan na haar toe stap en Tannie, mag jy net so 'n geseënde, wonderlike dag hê. Dan kom ons staan, ons gaan vir hierdie wonderlike mense sing. Dan baie gelukkig. Daar sê, 1, 2, 3. Sing, lieve maatjies, omdat jou verjaar, mag die Here jou seën en nog baie jare spaar. Amen. Prys die Here. Goed, ons het 'n paar lede afwesig vandag, so ons gaan moet die Anton vra om ons die musiek aan te sit. Ons gaan staan, ons gaan die naam van die Here groot maak. Ek wil net vir julle vra. Hierdie is 'n persoonlike worship. Dit is jou verhouding met die Here. Moenie vir jou langs kyk nie, moenie gaan delf diep in jou eie hart.
En sê weer vir die Here dat jy hoe nodig jy hom het. En hoe bly is jy dat hy in jou lewe is. En dan onthou jy hoe hard het julle gister vir die bulle geskreeu. Kom ons maak die Here se naam groot, dat die wêreld kan weet daarvan. Halleluja, kom ons staan.
Dankie Jolandi, vir elkeen van julle pragtig gesing. Het jy al gevoel in die oggend as jy opstaan? En jou eerste gedagtes wat deur jou spoel is gister se probleme. En jy weet dat jy hierdie dag nie gaan deurkom nie. Daar is net nie 'n manier wat jy kan sien hoe dit gaan gebeur nie. En dan kom jy op 'n tydstip met ander mense in aanraking. En jy moet vir hulle sê, jou goeie moed. It's easy to see. You're on top of the mountain. Halleluja. Daar was 'n redder op 'n houtkruis. Het daar die kruis gedra. Teen die heuwel op 'n stadium gekom wat sy bene hom nie meer kon dra nie. En dat vir Simon van Sirene gekry en gesê, dra die kruis vir hom verder. Hoe moedeloos sou ek en jy nie al gewees het op daardie stadium nie. Uitgemergel. Skare se druppel bloed oor. En tog het hy staande gebly. Vir jou en vir my. Hy het die laste gedra. Op die kruishout gehang. En gesê, Vader, vergewe hulle weet nie wat hulle doen nie. Daar was 'n houtkruis. En my redder was glad nie verslaan op daardie houtkruis nie. Maar op daardie houtkruis het hy die dood oorwin. Het hy die sonde verslaan. Het hy alles wat aan jou kant toe gegooi kan word op hom geneem. En het jou net een simpel opdrag gegee. Glo in my. Jesus se woorde, glo in my. Glo dat ek jou kan
uithaal daar waar jy vassit. Here, maar jy weet nie hoe vuil en sondig is ek nie, sê, so ver as in die weste van die ooste af is. Halleluja. Nou die dag het iemand eers my verduidelik, dat van noord na suid nie kan wees nie, want daar is pole. Van west na oos is dit 'n omwentelende sirkel. Dit het nooit einde nie, God se genade het vir ons nooit einde nie. Halleluja, as jy bly. Amen. Of brand daar in die vuur in jou nog? Of het jy afgemat geraak? Sê jy vandag, Here, ek kan nie meer nie. Dan sê ek, halleluja, jy het op die punt gekom wat jy besef het, dat Jesus moet die werk in jou kom doen. Hy moet die krag in jou restore. Hy moet die een wees wat jou optel. Soos in die vorige lied gesing het, hy is onder ons. Wanneer ons miskien val, dra hy ons. Julle in die begin was ek ook, sal nooit kan val nie. Die krag van die Here sal my dra. Daar was ek reg. Maar die oomblik waar ek begin insit weer, gaan doen introspeksie in jou eie lewe. Die oomblik wat jy die eie ek begin toegee, daai sondige natuur en daai klein kansie gee, dan sien jy waar gaan jy heen. Kom ons vertrou volkome op die Redder, op die oud kruis. Ek wil hê ons moet blaai na 2 Konings. 2 Konings 6 vanaf vers 24. As julle julle Bybels weer het, in die Genesis speel. Twee Konings 6 vers 4 vanaf vers 24. As ons daar is, sê net amen. Amen. Halleluja. Ek wil vir ons hierdie verhaal lees. Amen. Van hartseer, van moedeloos, van mense wat geen uitkoms sien nie, omdat hulle dit wat hulle aan ons vasgehou het, nie meer gehad het nie. En dit is die genade van God. En daarna het Benhadad, die koning van Aram, sy hele leer versamel en opgetrek en Samaria beleer. En daar was 'n groot hongersnood in Samaria, want hulle het dit beleer totdat 'n eselskop 80 sikkel silwer en 'n kwart kap duiwemis 5 sikkel silwer werd was. Mense moet verstaan, daar was nie 'n keuse om na die slagter toe te gaan of na die bakker toe te gaan en sê gee vir my vleis of brood of meel. Daar was niks meer oor nie. Presies soos dit in die lewe, in my lewe was, voordat ek Jesus Christus ontmoet het, voordat ek hom as my saligmaker aanvaar het, my verlosser in my lewe ingekom het, was daar niks gewees nie. Daar was nie 'n rede om voort te gaan met die lewe nie. En terwyl die koning op die muur verbygaan, roep 'n vrou na hom en sê, help, Heere koning. Maar hy antwoord, as die Here jou nie help nie, waar vandaan moet ek dan help? Van die dorsvloer of van die perskyp? Hy vra hierdie vraag uit moedeloosheid, verlorenheid. Miskien is jy vandag op daardie vlakte wat jy sê, Here, waar vandaan sal my hulp kom? Verder sê die koning vra, wat is dit met jou? En sy antwoord, hierdie vrou het my gesê, gee jou seun dat ons hom vandag eet. Dan kan ons môre my seun eet. So het ons dan my seun gekook en hom geëet, maar toe ek die volgende dag vir haar sê, gee jou seun dat ons hom eet, het sy haar seun weggesteek. Halleluja. Wat 'n totale verlorenheid moet daar nie in jou wees.
daai klein bietjie smagting om te oorleef, dat jy enige iets sal doen, om nog 'n dag te kan sien. Halleluja. Wat sal jy doen, om by jou redder uit te kom? Sal jy tot op die hoeke van die aarde gaan, om te soek na die wil van God? Of is ons gemaksone van so aard, laat ons 'n draak met die agtergehoude nie. Laat die dinge van die Here nie meer vir ons saak maak nie. Is ons op 'n pad wat ons sê, weet jy, wat gebeur, gebeur. Ons maak nie saak wat die uitkoms is nie. Dan wil ek vandag vir jou sê, dit maak saak wat die uitkoms van môre gaan wees. Want as Christus Jesus nie offisier nie op hom is nie, wanneer hy nie jou einddoel is nie, gaan dit vir jou saak maak waar jy opeindig. Want hierdie toestand van verlatenheid wat beskryf word hier, gaan na hierdie wêreld, na hierdie lewetjie, gaan dit vir ewig aan nie. Die verlatenheid sonder die Gees van God, wanneer jy nie sy wil en sy naam geken het nie, wanneer jy sy evangelie verwerp het, gaan jy vir ewig uitroep, o Heer, wees my genadig, en die genade gaan daar nie meer wees nie. En toe die koning van die woorde van die vrou hoor, skeer hy sy klere, terwyl hy op die muur verder loop. Die mense het gesien hoe daar 'n roukleed onder op sy liggaam was. En hy sê, mag God so aan jou doen en so daaraan toedoen, as die hoof van Elisa, die seun van Safat, vandag op hom sal bly staan. En terwyl Elisa in sy huis sit en die oudste by hom kom, het die koning 'n man voor hom uitgestuur, maar voordat die boodskapper by hom kom, sê hy aan die oudste, het julle gesien dat hierdie moordenaarskind stuur om my hoof af te slaan? Let op, sodra die boodskapper kom, sluit dan die deur toe en druk hom in die deur weg. Is die geruis van sy Here se voete nie agter hom nie? Dis 'n godsman wat vrees vir sy lewe. Want vir die van ons wat staan in geloof, sal daar vervolging wees deur die wêreld. Terwyl hy nog met hulle spreek, kom die boodskapper juis af na hom toe en die koning sê, kyk, hierdie onheil kom van die Here, wat sou ek langer op die Here wag? Hy blameer die Here, die koning blameer die Here vir dit, wat deur sy eie toedoen veroorsaak is. Hoeveel keer neem ons besluite, wat nie in die wil van God is nie. Ons het voor die tyd gevra, Here seën ons in hierdie saak. Maar dit was nie die wil van God, nie teen God se wil gegaan en dit gebeur nie soos wat jy wil hê dit gebeur nie. Wie blameer ons dan gewoonlik? Die sondige natuur in ons, die mens, die eie ek in ons wil altyd sê, maar hoekom het die Here dit op my pad gebring? Toe sê Elisa, hoor die woord van die Here, so spreek die Here. Môre omtrent sulke tyd sal 'n maat fynmeel 'n sukkel en 2 maande gars 'n sukkel kos in die poorte van Samaria. Die woord van God sê daar sal oorvloed wees in hulle lewens en in hulle stad. Omdat die geregtigheid van God ons nooit verlaat nie. Maar nou, hoor wat sê die man, die adjutant, die hoofoffisier van hierdie koning, sê maar die adjutant op sy arm die koning geleun en antwoord die man van God en sê, al maak die Here ook vensters in die hemel, sou dit kon gebeur. Hy bevraagteken die almagtige God. Soos wat baie bevraagteken het, of is dit Jesus, die seun van God wat voor hulle staan, en van 'n vredesboodskap bring, wat die wêreld wil gehad het, 'n heerser
wat kon uitwis en kon verslaan. Die wêreld het na 'n heerser gesoek, 'n verlosser wat te perd sou gekom het, met 'n swaard en die nasies sou plat geslaan het. Prys die Here, halleluja. Onwetend het hulle presies gekry waarvoor hulle gevra het. Want my koning kom op 'n perd. Die woord uit sy mond is soos 'n tweesnydende swaard. Hy sal die vyande voor jou verslaan. Halleluja. Die ongeloof sal hy vernietig. Ons sal nou sien, as ons verder gaan, die uitnemende naam wat ons verlosser gekry het. Ekskuus, ek het net my plek so effens verloor. En hy vra, sou dit dan gebeur, al maak die Here vensters in die hemel oop, vra hy die man. Waar sal die voorsiening vandaan kom? Waar gaan dit alles wat jy nou van praat? Hier is niks nie. Halleluja, my redder skep iets uit niks nie. Amen. Hy laat verlamdes loop. Hy laat blindes sien. Hy voorsien waar daar niks is nie. Halleluja. En hy sê, kyk, jy sal dit met jou oë sien, maar jy sal nie daarvan eet nie. Is die Here by magte om 'n sondaar soos ek te red? Hoeveel van julle het dit al soveel keer gevra? Sê Here, ek is so vuil en onwaardig. Hoekom sal U na my toe neerbuig? En dan antwoord Jesus self en hy sê vir jou, 'n dokter het dan nie gekom vir die gesondes nie. Halleluja, so ook nie die seun van die mens nie. Hy het gekom om die te red wat verlore is. Halleluja, vir my en vir jou. Was jy verlore? Het jy uitgeroep en hy het geantwoord? Hy het. Ek kan getuig het. En daar was 4 melaatse manne by die ingang van die poort. Hulle het die een vir die ander gesê, wat bly ons hier totdat ons sterwe? Onthou, hier sit hulle in 'n stad, die melaatse mense op daardie stadium is uit die stad uitgewerk. As jy melaats was, moes jy jouself in die veld gaan een kant hou. Of jy oorleef of sterf, dit maak die saak nie. Solank jy net nie die ander mense besmet nie. Halleluja, dankie vir die genade van God, want Jesus het vir gesê, kom laat ek julle aanraak. Halleluja. Maar hier sit hierdie 4 manne, buite die stad se poorte. Nie baie ver daarvan af nie, as 'n hele leermag. Hulle het nie veel van 'n keuse nie, het hulle. Vir hulle lyk dit asof die dood die enigste uitweg is. As ons sê dat ons in die stad ingaan, aangesien daar hongersnood in die stad is, sal ons daar sterwe. En as ons hier bly, sal ons sterwe. Kom dat ons nou oorloop na die laar van die Arameërs en as hulle ons laat lewe, dan bly ons lewe. En as hulle ons doodmaak, dan sterwe ons. Soos ek sê, daar is nie veel opsies vir hulle oor nie. En dan sê, kom ons gaan. Daar waar oorloop is. God het dit reeds vir hulle die pad oopgemaak. Die voorsiening was reeds daar gewees. Al wat jy moet doen is opstaan. En sê, laat ek oorgaan. Laat ek hierdie ou sondige lewe aflos. En laat ek oorgaan na die lewe in volheid en in oorvloed. 'n lewe
waar ek kan regeer saam met God. Halleluja. In die naam van Jesus Christus, die oorwinnaar. En hulle het klaargemaak in die aandskemer om in die laar van die Arameërs in te gaan. Maar toe hulle aan die buitekant van die laar van die Arameërs kom, was daar niemand nie. Want die Here het die leer van die Arameërs 'n gedruis van waans en 'n gedruis van perde, 'n gedruis van 'n groot leermag laat hoor, sodat hulle die een vir die ander gesê het: kyk, die koning van Israel en die koning van die Hetiete en die konings van die Egiptenaars teen ons gehuur om ons te oorval. Daarom het hulle die skemer klaar gemaak en gevlug, maar hulle tente en perde en esels, die laar soos dit was, in die steek gelaat, en hulle het vir hulle lewe gevlug. Halleluja. Maak God nie weg nie. Hierdie sterk leermag laat hy hoor. 'n Verskriklike leermag, amen, wat op pad is. En so oorweldigend is die gelyk vir hulle, dat hulle alles laat staan. Dan kom ek sê vandag vir jou, die Satan wil nie hê jy moet nie kerk toe kom nie. Hy wil nie hê jy moet agter hom aanloop nie. Hy wil net vrees vir jou inboesem en jou fokus draai van die kruis af. Dis hoe slee hy is. Hy wil alleenlik jou geloof skuif om nie te glo dat Jesus kan en sal nie. Hy wil jou geloof skuif dat jy in allerhande dingetjies betrokke raak en dat jy die kruis eenkant toe begin skuif en van die ware wingerstok afgesny word. Maar God sal kom en verwarm onder jou vyande inbring. Daarna het hulle teruggekom in 'n ander ek het een geskiet. En toe hierdie Manaatse manne by die kant van die laar kom, het hulle een tent binne gegaan en geëet en gedrink, en daar was silwer en goud en klere, het hulle weggeneem en dit gaan begrawe. Daarna het hulle teruggekom in 'n ander tent binne gegaan en ook daaruit weggeneem en dit begrawe. Wanneer jy God se woord hoor, dit is die rykste skat wat jy in jou lewe kan ontdek. Wanneer jy die waaragtige evangelie, die ware en die geregtigde een in jou lewe het. Hy het vir jou alles voorsien om 'n ewige lewe te beerf. Die goud en die silwer van die hemele, oorgenoeg om van te eet. Wat doen hierdie manne eerste? Hulle kom van niks af. Dood van die honger. Besig om te sterf. En hulle kry al hierdie het genade geskenk. God het voorsien. En eerste wat hulle dink is hulle gaan terug na die ou. Ek gaan begrawe soveel as ek, vat vir jou soveel as wat jy kan kry. Maak by mekaar. Wanneer God sy woord in jou geplant het, is die opdrag baie duidelik, gaan uit na alle nasies toe. Verkondig hierdie woord. Maak disippels van alle volke, tale en nasies. Halleluja. Moenie huiwer om te sê die Here is my verlosser nie. Moenie huiwer om vir iemand te vertel van die goedheid van ons God nie. Moenie nalat om te sê dat daar alleenlik een weg is. En dit is Golgotha. Op daar in die kruishout waar ons verlosser gesterf het. Die werk wat hy aan daardie kruishout kom doen het ons skoon gewas van die sonde. Wat was die losprys gewees wat net hy kon betaal. Toe sê dit een vir die ander, ons doen nie reg nie. Halleluja. Hierdie dag is 'n dag van goeie boodskap en as ons stil bly, hierdie dag is 'n dag van goeie blydskap. As ek vir jou sê, daar is net een manier
om geanker te bly in Jesus Christus. En dit is deur middel van die kruis. Ek kan nie stil bly daaroor nie. Ek kan dit nie gaan begrawe nie. Want die Here het dit vir my geopenbaar. Soos hy ook vir al die ander geopenbaar het. Dat alleenlik die offer wat hy gebring het, geregtigheid voor God is. En ons bly stil, as ons vertoef tot die môrelig toe, dan sal ons skuldig staan. Kom dan nou, laat ons dit in die huis van die koning vertel. En hulle het gekom en aan die poortwagte van die stad geroep en aan hulle berig gebring en gesê, ons het by die laar van die Arameërs gekom, maar kyk, daar was niemand en geen mens se stem nie, maar net vasgemaakte perde en vasgemaakte esels en tente, net soos dit was. En die poortwagters het geroep en dit binne in die huis van die koning gaan vertel. Toe staan die koning in die nag op en sê aan sy dienaars, laat ek julle vertel wat die Arameërs aan ons gedoen het. Hulle weet dat ons honger ly, daarom het hulle uit die laar getrek en hulle in die veld weggesteek en gesê, as julle uit die stad uittrek, sal ons hulle lewendig vang, as hulle die stad inkom. Jy sien ons koning, sonder hoop, sonder daardie vaste wete, dat God vir hom sal stry. Sonder iemand om vir hom te sê, hy het iemand gehad wat hom gesê het, verskoon, maar hy wou nie hoor nie, die vrees het hom weggedrywe. So ook net vandag die vrees wat ons weghou. Die vrees van die eie ek, wat sal die mense dan tog sê? Hoeveel vriende gaan ek verloor as ek hier die Jesuspad begin loop? Wat gaan dit my kos? Ek is bly om vir jou te getuig alles. Dit gaan jou hele lewe kos. Die ou lewe wat jy moet afsterf, om in 'n nuwe lewe saam met Christus te kan opstaan en heers. Lê daar in die lewe met blydskap af. Halleluja. Om te sterk vir sy wins. Maar een van sy dienaars antwoord en sê, laat hulle dan tog van die perde wat hier oorgebly het neem. Kyk, hulle is soos die hele menigte van Israel wat hier oor ons is. Kyk, hulle is soos die hele menigte van Israel wat kom en omgekom het. Laat ons dit dan stuur en sien. Hulle neem toe 2 strijdwaans met perde en die konings het agter die leer van die Arameërs gaan aangestuur en gesê, gaan kyk. En hulle het agter hulle aangegaan tot by die Jordaan. En kyk, die hele pad was vol klere en voorwerpe wat die Arameërs in hulle oor haastige vlug weggegooi het. Dit wat te swaar begin raak het om te dra, klere, wapens, het hulle weggegooi. Toe hulle die toorn van God agter hulle hoor. Net so ook sal jou vyande van jou af wegvlug. Net so ook moet jy weet dat jy in oorwinning staan wanneer God vir jou veg. Daarop draai die boodskappers om en deel dit aan die koning mee. Toe gaan die volk uit om die laar van die Arameërs te plunder en 'n maat fynmeel het 'n sikkel gekos en 2 mate gars 'n sikkel volgens die woord van die Here. En die koning het die adjutant op wie se arm hy geleën het oor die poort aangestel, maar die volk het hom in die poort vertrap, sodat hy gesterf het volgens die woord van die man van God, deur hom uitgespreek het die koning na hom afgekom het. Halleluja. Die man is vertrap in sy ongeloof. Hy kon die belofte nie sien nie. Hy kon daaraan nie deel hê nie, omdat hy ongelowig gestaan het. Omdat hy nie geglo het op die woord van God, wat gesê het, môre teen hierdie tyd sal ek vir jou voorsien nie.
Baie mense vat hierdie stuk in die Bybel en dan draai hulle maar sê hulle vir jou, dat die Here welboere vir jou sal elke dag sorg vir homself. Dit is so. Maar dit wat ek vandag vir jou wil uitbring is die geloof. As dit bietjie moeilik gaan in ons lewens, dan begin die geloof bietjie afvallig word. Veral wanneer jy hier voor staan. Dat is daar wat ons ook nie lekker vind nie. Dat is daar wat ons sê, Here, waarom het U my verlaat? Dat is daar wat ons vra, Here, die voorsiening is min. Maar in my hart bly die wete brand, dat God sal voorsien, het gesê hy sal. En hy gaan. Dis 'n geloofsaak, wat gefokus moet wees op die wenstreep. Nie oor môre, so kleinigheid nie. Dit moet vir jou 'n vaste bevestiging wees, dat wanneer jy hier op aarde jou laaste asem uitblaas, jy saam met Jesus in die ewigheid sal kan spandeer. Dit moet jou honger en jou dors word, en jou soeke elke dag na hom, sodat ons in gehoorsaamheid sy wil kan doen. Halleluja. Sodat ons met 'n vaste wete sal weet, dit is Christus alleen, en wat hy vir ons aan die kruis gedoen het. Daar's 'n redder en 'n houtkruis. Elke druppel bloed, elke hou wat hy gevat het, was vir jou en vir my. Hy het die prys betaal, sodat die van ons wat glo, die verlore mag gaan. Wil ons het geblaai na Hebreërs 1. Net 'n bevestiging op die woord van God, dat hy die verlosser is, dat Jesus die enigste een was wat die prys kon betaal het, die enigste offer wat my en jou kon vrykoop het. Nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese, en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat hy deur homself die reiniging van ons sonde bewerk het. Moet hy jou sonde gereinig? Wat het hy bewerk om jou sonde te kan reinig? Hy moes aan die kruis uit gaan sterf het. Sy bloed moes gevloei het vir my en vir jou. Daar is die boodskap van die kruis. Halleluja. Nadat hy homself die reiniging van ons sonde bewerk het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogste. Terwyl hy soveel uitnemender geword het as die engele, na mate hy 'n voortreffeliker naam geërf het as hulle. Want aan wie van die engele het hy, dis God, ooit gesê, U is my seun, vandag het ek U gegenereer en weer, ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my 'n seun wees. En wanneer hy weer die eerstgeborene in die wêreld inbring, sê hy, ek sal al die engele van God met hom, sal hom aanbid, moet hom aanbid. En van die engele sê hy wel, hy wat van sy boodskappers winde maak en van die dienaars vuur vlamme, maar van die seun, U troon, o God, is tot in alle ewigheid. Die scepter van die koninkryk is 'n geregtigde scepter. U sal die geregtigheid lief hê en ongeregtigheid haat. Daarom het o God, U gesalf met vreugdeolie bo U metgeselle. Halleluja, my verlosser het 'n naam gekry bo elke naam. God self
Dit is my geliefde seun, in wie ek welbehaag het. Halleluja. Johannes sê, daar kom die lam van God. Vanoggend, se dagboodskap was vir Dion neergestuur. Halleluja. Hoe mooi bevestig dit nie net nie. Dit sê, daar kom die lam van God, die geslagte een. Dit is die offer. Dit is die prys. Dit is die enigste manier hoe jy gered en skoon gewas kan word. En die o Here het in die begin die aarde gegrondves en die hemele is werke van die hande. Hulle sal vergaan, maar U bly staan. En hulle sal almal soos 'n kleed versluit. En soos 'n mantel sal U hulle toerol en hulle sal verander word. Maar U is dieselfde en U jare het geen einde nie. En aan watter een van die engele het hy ooit gesê, sit aan my regterhand totdat ek U vyande gemaak het 'n voetbank van die voete. Is hulle nie almal dienende geeste wat vir diens uitgestuur word ter wille van die wat die saligheid sal beerwe nie? Halleluja. Ek gaan afsluit voordat ons oorgaan na die tafel van die Here toe. Jesus is nie maar net iemand in 'n verhaal in 'n boek. Ek het nou eendag gelees of gehoor, iemand sê, hulle wil graag die liggie wees vir Jesus. Ek wil vir jou sê vandag, dat Jesus is die lig in jou lewe. Hy is die lamp vir jou voete. Hy dui vir jou die rigting aan. Hy is jou rigtingwyser. Moet hom nie minder maak as wat hy is nie. Hy is almagtige God, ewige Vader, vredevors. Don't belittle my Jesus. Selfs wanneer hy met 'n kind praat, moet dit baie duidelik vir hulle wees, dat hy die vredevors is, met die tweesnydende swaard, wat geregtigheid van ongeregtigheid sal skei, wat die sonde haat en verag, maar wat die een is, wat uit die liefde uit homself geskenk het en oorgegee het vir my en vir jou. 'n liefdevolle God. Dis 'n God wat jou bewaar en wil wegtrek van dit wat jou na die duisternis toe wil aftrek. 'n liefdevolle God is iemand wat vir jou gestuur het, die verlosser, wat om te kom intervene in die pad wat jy gestap het, alreeds op pad hel toe. Hy het jou nie gestuur nie, dit was jou keuse. Dis die sondige natuur, die hy die mens gestuur, hy die middelman, die weg gestuur vir Jesus Christus, om te sê, weet jy wat, ek offer my seun. Dit is die uitkoms. Dit is die verlossing. Maar ongelukkig maak jy die keuse. Jy maak daar die keuse, wil jy vandag hom volg, of wil jy nie? Nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie slymer. En dan oorval die armoede soos 'n dief in die nag. Die 10 maagde, die 5 wyses en die 5 onwyses. Al 10 het opgedag. Al 10 was opgewonde oor die bruidegom wat gaan kom. Maar 5 het besluit, dit is nie noodsaaklik om ten volle hier in hierdie saak te wees nie. Dit was nie noodsaaklik vir hulle om genoeg olie by mekaar te maak nie.
Die ander dinge was meer noodsaaklik. Is die sondige natuur vandag vir jou meer noodsaaklik? Is die dinge wat jy eerder wil doen meer noodsaaklik as om in die wil van God te beweeg? Maak vandag 'n besluit. Maak daardie besluit om volkome op Jesus en Jesus alleen te vertrou vir jou redding en jou verlossing. Alhoewel daar miljoene gekom het. Daar is nog spasie by die kruis. Amen. Jy sal roem met die kruis. Dis maklik vir jou broer om te praat, jy verstaan nie my omstandighede nie. Ek stem met jou 100% saam, ek kan nooit verstaan nie. Maar Jesus nie. Hy het deur dieselfde veragting gegaan. Hy het deur dieselfde verdrukking gegaan. Die vernedering. Die wêreld het hom verwerp. Wêreld wat God self erken, so lief het ek hierdie wêreld gehad. Dat ek my enigstgebore seun gestuur het. En die wêreld wat hy so lief gehad het, het hom verwerp. 'n handjievol het hom gevolg. Tot op die einde. By die kruis was daar net een oor. 'n wêreld wat hy deur kruis het, om die goeie boodskap te bring. Om die hoop na mense toe te bring. Om te sê, daar is vir jou 'n uitweg. 'n baie uitnemende uitweg. Baie disippels het hom gevolg. En toe sê hy vir hulle, as julle van my vlees eet. Halleluja. En hulle het omgedraai met hulle weggegaan en gesê, die woorde is te swaar vir ons. Want hulle wou die eie ek nie afsterf nie. Hulle wou saam met Jesus nie in die lewe aflê en saam met hom opstaan in 'n nuwe erkende oorwinnende lewe nie. Moenie laat daardie besluit vandag bepaal waar jy môre gaan uit. Kies Jesus elke dag. Môre is ons nie gewaarborg nie. Op hierdie aarde is 'n dag van môre nie gewaarborg nie. Maar Jesus Christus in ewige lewe se waarborg wanneer in hom vasstaan. Amen. Halleluja. Ons gaan weer beweeg na die tafel van die Here toe. Mevrouw met die Anton, met die Anthony, het julle my gehad om my staan asseblief. Prys die Here vir sy voorsiening. Het hy nie vir ons moontlik voorsien nie. Om van hom te kan neem. Sy woord elke dag te kan indring. Te lewe van elke woord wat daar gespreek word. En toe die uur kom, het hy aan tafel gegaan en die 12 apostels saam met hom. En hy sê vir hulle, ek het baie sterk daarna verlang om hierdie Pasga met julle te eet voordat ek ly. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie meer daarvan eet voordat dit in die koninkryk van God vervul is nie. En toe het hy 'n beker geneem, dank hy en sê, neem dit en deel dit onder julle. Nou gisteraand het ek hierdie gedeelte lees. Vir die eerste keer gaan daar vir my 'n lig op. Net Jesus het nie net aan die kruis gesterf, sy bloed gestort, en ons herdenk dit nie nie. Maar ons kan dit deel onder mekaar, ons kan daardie blye boodskap onder mekaar deel. Hy sê, neem die beker en deel dit onder mekaar. Gaan uit en vertel vir die wêreld van die redder. Halleluja. Van die Jesus. Vertel hulle van my Jesus. Wanneer jy hom aangeneem het, word jy sy eie. O, wat 'n vooruitsig
Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie drink van die vrug van die wynstok voordat die koninkryk van God gekom het nie. Daarom neem hy brood en nadat hy gedank het, dit het gebreek en hulle gesê, dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Doen dit tot my gedagtenis. Die boodskap het so duidelik vir my uitgestaan, waar Jesus vir hulle die opdrag gee en sê, deel dit onder mekaar. Hoe ryk is die woord van God nie? En die woorde wat Jesus self gespreek het ons is so geneig, as ons iets vir onsself kry, as die buurman dalk gesê, net nie vir iemand sê nie, maar net nie, ek gaan nie deel nie. Jesus sê, vat, daar is ook genoeg vir elkeen van julle. My liggaam gebreek vir julle, vir elke een wat wil glo, vrylik beskikbaar. En daarom deel ons met vrymoedigheid met julle. Daarom kan ek vandag vir jou sê, neem van hom. Net so neem ek ook die beker na die maaltyd en sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, wat vir julle uitgestort is. Halleluja. En ek is doodseker, so seker as wat ek lewe, dat hy gesê het, hierdie is ook vir julle om te deel. Amen. Deel hierdie beker onder julle. Gaan uit en verkondig hierdie woord. Sê vir hulle dat dit alleenlik Jesus Christus is, gekruisig vir my en vir jou. Elke druppel bloed is daar gestort. Halleluja, prys sy naam. Soos oude gewoonte, gaan ons wag en saamneem. En so ook is hier nie 'n tafel van 'n spesifieke gemeente of instelling nie, maar dit is die tafel van die Here. Dit is hy vir ons gebreek, sy bloed gestort vir ons. Halleluja. Ons het 'n vaste versekering van die krag en die oorwinning in Jesus bloed. Vir almal wat op Facebook ingeskakel is, so dikwels as wat julle kan, herdenk hierdie ook saam met ons. En weet dat Jesus bloed gestort is vir jou. Weet dat sy liggaam gebreek is vir jou. Elke woord uit die woord van God is gebreek in geregtigheid en uit liefde vir jou en vir my. Almal gekry, niemand is oorgeslaan nie. Halleluja. Dit is Jesus sy liggaam gebreek vir ons. Wanneer jy dit neem, besef die erns van die saak. Dit is nie 'n ligte gebaar wat ons doen elke eerste Sondag van die maand nie. Dit is 'n diepe verhouding met die Verlosser wat vir ons alles prys gegee het, sodat ons saam met hom kan lewe. Julle mag neem. Dit is deur Jesus self ingestel.
Hy het vir sy disippels gesê, so dikwels as wat julle kan, doen dit op my nagedagtenis. Onthou dat die Verlosser sy bloed gestort het. Onthou dat hy sy lewe op daardie hout kruis geoffer het vir my en vir jou. Dat ons in geloof na hom toe kan kom. So dankie Here, dankie dat jy aan ons gedink het. Bovenal, want hy het ons lief gehad, lang voor ons hom lief gehad het. Toe ons nog sondaars was, het hy jou lief gehad. Jesus bloed, dit mag neem. Kom ons staan net so, sluit ons die oë. Ons Hemelse Vader, Here, wat 'n wonderlike voorreg. Here, dit wat vir die mens stond, as dwaasheid is, Here, weet ons is tot redding vir die wat glo. Here, dankie vir elke druppel bloed dat U op Golgotha gestort het. Dankie, Here, dat U bovenal aan ons gedink het. Here, vir die liefde. Here, vir elkeen wat na hierdie boodskap luister, wil ek vra, Here, dat U die werk in hulle harte sal kom doen. O Here, elke hand wat opgegaan het, elke hand, Here, wat uitgestrek is, en sê, Here, hier is ek. Dankie. Dankie vir elke siel wat U gestuur het. Dankie vir die reddende krag wat daar is in U woord. En dankie, Here, dat ons dit kan so uitbring en uitbeeld aan die wêreld. Dat dit Jesus Christus sal oplig. Hom as gekruisigde. U is die koning. U is die heerser. En U is die verlosser tot in ewigheid. Ek loof en ek prys U. Here, ek bly die bloed van Jesus oor hierdie gemeente. Here, seën hulle, raak hulle aan, Here. Vir elkeen op Facebook wat ingeluister het. Here, laat U hulle ook daar sal seën met 'n nuwe kennis en 'n krag uit die hand van God het. Dankie, Here, ek wil ook voorbinding doen vir elkeen wat 'n siekte, wat ly, Here, daar waar daar nie voorsiening is nie, laat U die voorsiening sal word. Halleluja, ek prys U en ek loof U in Jesus naam. Amen en amen. Halleluja. Dankie, ons gaan, met die aantal ons gaan uitspeel, maar nog een liedjie nie. Mag die Here julle seën, mag julle 'n wonderlike week hê. Onthou, die woordstudie gaan voor Woensdag aand. Die Sondagskole het ek nagelaat, is gesluit vir die skoolvakansie. En dan wil ek net op die agenda sit, aan die einde van November, ons sal nog datum bekend maak. Dan sal ons afsluiting weer hou by Soedoring, so julle kan so lank voorberei. En al die mamas en tannies en oumas en almal kan so lank dink wat 'n wonderlike slaai julle vir ons gaan voorberei. Daar's hy, prys die Here, mag julle 'n wonderlike week hê. Oh,